As Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6 vers 14 oor hoe belangrik die gordel van die waarheid is, dan skryf hy dit nie net vir sy lesers sodat hulle nog 'n saak by hulle uitrusting sal voeg nie. In die antieke Rome was die gordel van die soldaat wesenlik belangrik. Dit het die anker vir die hele wapenrusting in plek gehou. Hy het gebruik om sy lang klere mee in te druk, sodat hy kon hardloop, sonder om daaroor te val. Dit het sy swaar swaard in die plek gehou. Dit het die onderkant van sy borsharnas vasgemaak, so dit nie so rondspring nie. As die gordel nie daar was nie, het die res van die wapenrusting geval. Daarom lys Paulus die gordel van die waarheid eerste, as hy praat oor ons wapenrusting van God, want die waarheid, weet jy, hou dinge by mekaar. Sonder dat daar 'n waarheid is, stort ons sedes en geloof onder druk en duie. Waarheid verhoed hierdie struikeling. Om jou gedagtes met God se woord te beveilig, verhoed dat jy oor wêreldse leuns struikel. Waarheid berei jou voor vir aksie. 'n Soldaat met die gordel is gereed om te beweeg, om te veg, om te bly staan waar hy moet. In ons lewens begin die vyand selde met 'n massiewe aanslag reg van vooraf. Hy probeer eerder om ons te laat struikel met klein lospunte, 'n klein kompromie, 'n wit leuen. Hy probeer om die paaie voor ons so verwarrend as moontlik te probeer hou. Wanneer ons nie toedraai in die waarheid van God se woord nie, val alles uitmekaar. Martin Luther het vir ons gewys wat dit beteken. Spesifiek tydens sy verhoor in Worms in April 1521. Hy was na die stad ontbied om voor die Romeinse keiser en die hoogste owerhede van die kerk te staan. Toe hy die hofsaal binnestap, het 'n stapel van sy boeke op 'n tafel gelê. Die aanklaer het hom 'n eenvoudige ultimatum gegee. Trek jou woorde terug, of jy gaan tereggestel word as 'n ketter. Luther het geweet wat dit beteken. 'n Eeu tevore is 'n ander hervormer met die naam John Huss ook veiligheid beloof, maar hy is op die brandstapel verbrand vir presies dieselfde saak. Die druk om 'n kompromie te maak was enorm. As hy sy gordel losgemaak het, net 'n bietjie kompromie gemaak het om sy eie bas te red, sou sy hele boodskap twyfelagtig gewees het. Hy het die nag in diep gebed deurgebring en die volgende dag het hy voor die keiser gestaan en daar die beroemde verklaring gemaak. Tensy ek oortuig word deur die getuienis van die skrif of deur duidelike rede, is ek gebonde aan die skrif wat ek aangehaal het en my gewete is gevange deur die woord van God. Ek kan en sal niks herroep nie, hier staan ek. Ek kan niks anders doen nie. God help my. Net soos die Romeinse beld of gordel, die soldaat se swaar uitrusting geanker het Luther se toewyding aan die waarheid sy siel geanker. Die dreigemente van die dood, die verlies van sy reputasie, die woede van die keiser, kon hom nie beweeg nie. Ons ken 'n beroemde gedig wat geskryf is deur C.J. Langehoven. Hy het gesê, gee my 'n man wat sê wat waar is, as die duiwel daar is, wat doen wat reg is, as die regter weg is, wat trou by sy gewete bly, as hy straf in plaas van beloning kry. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir U dat U ons sal vasmaak aan die waarheid. Amen.